is die Here God self. Ekskuus meneer, waarmee sal ek die Israeliete kan red? Die familie waaraan ek behoort is die armste in die hele Manasse. En van my pa se kinders het ek die minste aansien. Die Here het hom geantwoord, ek is by jou. Jy sal die Midianiete verslaan asof hulle nie meer as een is nie. Gideon het vir hom gesê, as u so vriendelik wil wees, doen tog vir my 'n wonder, dat ek seker kan wees, dit is u Here wat met my praat. Vers 36. Gideon het vir God gesê, ek weet dat u deur my vir Israel wil red soos u beloof het. As ek 'n stukkie vlieswol op die dorsvloer sit, en daar kom dou op die wol terwyl die grond droog bly. En dit het toe gebeur, toe Gideon die volgende môre opstaan, het hy die stukkie wol uitgedraai en dou daaruit gedruk, 'n hele kom vol water. Toe sê hy vir God, moet asseblief nie vir my kwaad word nie. Ek wil nog iets vra. Laat my tog net nog een toets met die vlieswol toe. Net die wol moet droog wees, terwyl daar oral op die grond dou is. Daardie nag het God dit so laat gebeur. Net die wol was droog en oral op die grond was daar dou. Dan hoofstuk 7, so die middel van vers 15, sê Gideon vir die leer van Israel, kom, die Here gee die leer van Midian in ons mag oor. Gideon het 300 man in 3 groepe verdeel, en elkeen 'n ramshoring, 'n leë erdekruid met 'n fakkel daarin gegee. Toe sê hy vir die manne, let mooi op wat julle moet doen. As ek by die onderpunt van die kamp kom, moet julle doen wat ek doen. As ek en almal by my die ramshoring blaas, moet julle almal wat rondom die kamp is dit ook doen. En dan moet julle uitroep vir die Here en vir Gideon. Tot sover ons skriflesing. Goeiemôre mense, my naam is Gideon. Ek wil vir julle volgende 'n persoonlike vraag vra. Wat praat jy met jouself? Kom ek stel dit anders toe. Met wie praat jy die meeste in jou lewe? Ja, hy het reg gesê, ons praat eintlik die heel meeste met onsself. Sonder dat ons dit besef, praat ons voortdurend met onsself. Geleerdes sê dat ons eintlik storievertellers is. Ons vertel voortdurend vir onsself stories. Daar gebeur dinge in ons lewens en ons wil graag verstaan hoekom hierdie dinge gebeur. En dan vertel ons vir ons 'n storie omtrent dit wat gebeur het. Maar ons is eintlik swak storievertellers, want ons vertel net soos ons dit graag gesien het. Ons los sekere dinge uit, ons beklemtoon sekere dinge, ons onderbeklemtoon sekere dinge, en so maak ons onsself sekere dinge wys. Kom ek noem vir julle 'n voorbeeld wat my aanbetref. Ek kom uit die stam van Manasse. Dis nie eintlik 'n, kom ons sê 'n smart stam, om dit nou maar so te stel nie. En ons was een van die armstes families binne die stam van
van Manasse. So ons het eintlik baie arm groot geword. En wat ons huisgesin aan betref, het my broers en susters baie aansien gehad. Ek was maar die ou swart skaap. Ek het my half altyd een kant gevoel. Dis hoe ek groot geword het. Watter storie het ek vir myself vertel? Ek het, toe ek groot geword het, vir myself maar voortdurend vertel, jy's nie goed genoeg nie. As jy jouself vergelyk met jou broers en susters, is jy nie okay nie. En ek het hierdie storie wat ek voortdurend vir myself vertel het, dit het deel van my lewe geword. Ek het 'n minderwaardigheidsgevoel ontwikkel. Ek het gevoel, ek is nie goed genoeg nie. Hierdie storie wat ek vir my vertel het, wat gemaak het dat ek 'n minderwaardigheidsgevoel ontwikkel het die lens van my lewe geword. Deur hierdie lens het ek na die lewe begin kyk. Oral waar ek gekom het, het ek gevoel, ek is nie goed genoeg nie. Dit het vir my amper gevoel, ek is in 'n tronk. Ek word vasgebind deur hierdie gevoel van, ek is nie goed genoeg nie. Weet julle, dit het self my verhouding met God beïnvloed. Dit het my vreugde gesteel met die Here. Om die waarheid te sê, op 'n tyd in my lewe het ek die Here begin vergeet. Ek het God verwyd vir dinge. Ek het vir hom verwyd en gesê, hy het my vergeet. Maar eintlik is dit ek wat hom vergeet het. Nou as julle die boek Rigters lees, sal julle agterkom dat ek was deel van die stam Manasse, maar ek was ook deel van die volk Israel. En nou moet ek vir julle vertel, die volk Israel was maar 'n baie snaakse volk. Ons was veronderstel om God se volk te wees, maar ons het voortdurend wegbeweeg van die Here af. Ons was voortdurend ontrou aan die Here. En dan het die Here ons oorgegee aan vreemde magte om ons te straf. En dan het ons tot die Here gebid en gevra, Here, asseblief wees ons genadig. En die Here was ons genadig. Hy het ons gered uit die hande van mense wat ons onderdruk het. En dan het met ons goed gegaan. En dan het ons weer ontrou aan die Here geword. En dan het ons weer ervaar hoe ons verdruk word. En dan het ons weer tot die Here gebid. En dan het die Here weer vir ons verlos. En so die sirkel maar net voortdurend aangegaan in ons lewens. My volk het gebid tot die Here en gevra, Here, asseblief, U moet ons help, want die Midianiete het ons verdruk as gevolg van ons sondes. En toe gebeur dit. Die engel van die Here verskyn aan my, en hy sê vir my, Gideon, ek wil jou gebruik om die Israeliete te red uit die hand van die Midianiete. Verbeel jou, die Here vra vir my, ek wat minderwaardig is, ek wat niks beteken nie. Dit lyk vir my asof die Here meer waarde in my gesien het as wat ek in myself gesien het. Dit was nog 'n groot ding wat die Here dit vir my gesê het. En ek sê, Here, doen 'n wonderwerk om vir my te help om te verstaan dis U wat my gepraat het. En toe besluit ek om 'n offer te bring aan die Here. Ek maak vleis gaar, ek bak 'n brood sonder suurdeeg en ek sit op 'n rots. En ewe skielik kom daar vuur uit die rots uit en verteer dit die vleis en die brood. En dit het vir my nogal laat besef, dit is God wat vir my gepraat het. En toe sê die Here vir my, Gideon, wat jy nou moet doen is, gaan na jou pa se huis toe, daar's 'n afgodsbeeld. Breek hom af. En ek doen dit. Julle sal nie glo wat gebeur nie.
Die mense wat rondom my pa gebly het, was smoor kwaad omdat ek het gedoen het. Maar my pa het 'n snaakse ding gesê. My pa het vir die mense gesê, hoekom probeer julle vir hierdie afgod instaan? Hierdie afgod moet vir homself ingaan. Hy moet homself hanteer. Maar weet julle, ten spyte van alles wat die Here gedoen het, het ek nog getwyfel. Is dit regtig God wat met my praat? Is dit regtig hy wat deur my wil werk? En toe het ek die vrymoedigheid gehad om vir die Here te sê, Here, ek gaan vlieswol vat en ek gaan dit buite op die dorsvloer gooi. As dit moorevol dou is, sal ek weet dit is U wat met my praat. Dis U wat wil hê ek moet die Israeliete gaan verlos uit die hande van die Midianiete. En so gesê, so gedaan, ek gooi die vliesvol op die dorsvloer. Volgende oggend is dit nat. Ek kon die doudruppels so uitdruk. En die vleis was vol water. En julle sal nie glo wat gebeur het daarna nie. Ek het die vrymoedigheid gehad om vir die Here te sê, Here, maar U moet nog vir my asseblief help, moenie kwaad word nie. Môre gaan ek die vliesvol weer uitgooi. Maar nou moet die grond rondom die vliesvol nat wees. Maar die vliesvol moet droog wees. So gesê, so gedaan. Môre breek aan en wat gebeur? Die vliesvol is droog en rondom die vliesvol is dit nat. En toe besef ek, dis die Here God wat met my gepraat het. Liewe mense, ek het vir julle gesê in die begin, ons is storievertellers, ons vertel stories vir onsself. Ons praat die hele tyd met onsself. Maar weet julle, daar's nog iets wat bykom. Ons is nie net storiesvertellers nie, ons is ook die redakteurs van ons stories. Ons kan ons stories herskrywe wat ons vir onsself vertel. En dit wat gebeur het, dat God met my gepraat het, dat hy 'n wonderwerk gedoen het vir my laat besef, die Here het werklik met my gepraat. Hy het vir my beloof, hy wil my gebruik, en ek het besluit om my storie te herskrywe. Om my lewe te betrag vanuit die perspektief van God. Waar ek voorheen minderwaardig gevoel het, en gehuiwer het om vir die Here te werk, het ek begin besef, ek hoef nie minderwaardig te wees nie, ek is God se soldaat, en die Here wil my gebruik. Waar ek huiwerig was om vir die Here te werk, het ek besef, nee, ek kan met vrymoedigheid doen wat die Here vir my vra om te doen, want hy vra my om dit te doen. En so het ek my lewensstorie herskrywe. Dis asof ek 'n nuwe identiteit ontvang het. Ek het myself nie meer gesien as minderwaardig, nie oukei nie. Maar as iemand vir wie die Here liefhet, iemand wat die Here wil gebruik. En toe het ek ook besef dat ek 'n rede het om te lewe. Ek het altyd gewonder, waarom lewe ek? Nou het ek besef, die rede waarom ek lewe is omdat God my wil gebruik. Ekskuus, ek het nou vir julle gepreek, ek wil nie preek nie, ek wil vir julle vertel wat gebeur het met my pad saam met die Here. Goed, ek het nou besef, die Here wil my gebruik om vir die Israeliete te verlos, en toe het ek en my manskappe na die gevegsfront toe gegaan. Ons was net 300 mense. Ons is 300 mense en die Midianiete was 130.000 mense. Vir elke Israelitiese soldaat was daar 450 Midianiete. Hoekom het ons met so min opgetrek? Ek gaan vir julle nou vertel waarom. Kom ek vertel julle eers wat die Here vir my sê, watter wapenrusting moet ons saamvat. Dis die snaakste wapenrusting wat ons moet saamvat. 'n ramshoring, 'n erdekruid en 'n fakkel. Hierdie 3 dinge. Met hierdie 3 dinge is ons almal toegerus.
En ek het toe die 300 manne wat saam met my gegaan het na die gevegsgrond verdeel in 3 groepe. En ek het vir hulle gesê, julle moet nou mooi luister, as ek sê, vir die Here en vir Gideon, of die swaard van die Here en Gideon, dan moet julle die herdekruite breek, en dan moet julle hierdie woorde skree. En dit het toe gebeur. Ek het die ramshoring geblaas, en al die manne van my leermag het die ramshoring geblaas, en ons het die herdekruite gebreek, en die fakkels in die lug gehou. En mense, daar het iets gebeur wat ongelowig was. Die Midianiete het gevlug. En terwyl hulle vlug, het hulle met mekaar oorlog gemaak. 120.000 mense is gedood. Hulle het mekaar doodgemaak. So het ons die geveg gewen. Nee, dis nie ons wat die geveg gewen het nie. Dis die Here God wat die oorwinning vir ons gegee het. Ja, julle sal vir my sê, jy het beloof om vir ons te vertel hoekom ons met so 'n klein groepie mense na die oorlogsveld toe gegaan het. Kyk, ons was aanvanklik 32.000 mense. En die Here het vir my gesê, Gideon, nee, dis te veel. Maak dit minder. En ons het dit minder gemaak tot 10.000 mense. En die Here het gesê, nee Gideon, te veel. En ons het dit minder gemaak tot 300 mense. Hoekom? Hoekom het die Here gesê, moet ons die leermag so verklein? Omdat die Here ons wou help, om nie in 'n valstrik te verval nie. Wat was die valstrik? Die valstrik was, as ons die Midianiete oorwin, kan ons baie maklik groot kop kry. Kan ons baie maklik vir onsself sê, dit was ons wat goed was. Dit was ons wat die Midianiete verslaan het. En die Here wou deur die klein weermaggie vir ons laat besef, dis nie ons nie, dis hy wat die oorwinning gee. Nou mense, ek moet vanoggend voor julle bely, ek het in die valstrik geval. Toe die Here vir ons die oorwinning oor die Midianiete gegee het, het ek besluit om oor die Jordaanrivier te gaan met my manne, agter 2 konings van die Midianiete. Ek was van plan om hulle dood te maak. Maar ek het hierdie veldslag anders benader. Ek het anders oor myself gedink. Ek het die Here heeltemal vergeet. Toe ek saam met my manne oor die Jordaanrivier gehardloop het om die Midianitiese konings dood te maak. Ek het myself gesien as, nie meer as die Here se soldaat nie. Ek het myself gesien as Gideon die Grote, Gideon die Almagtige, Gideon die geweldige oorwinnaar. So het ek oor myself gedink. Ek het nie oor die Jordaan gegaan om die konings van Midia dood te maak, omdat die Here my beveel het om dit te doen nie. Ek het gegaan omdat ek wraak in my hart gesweer het, omdat ek wil bewys het dat ek groot is. Sien julle hoe ek in die struik geval het, wat die Here wou gehad het, ek nie moes val nie. Hoor julle wat gebeur het? Ek het weer eens my lewensstorie verander. Aanvanklik het ek myself gesien as 'n minderwaardige persoon, en ek het gehuiwer om vir die Here op te tree, en toe het ek dit verander. Ek het myself gesien as 'n soldaat vir die Here, en ek het met vrymoedigheid gaan doen wat hy vir my vra om te doen. Nou het ek by 'n punt gekom waar ek myself gesien het as Gideon die held. Gideon die persoon wat alles kan doen wat hy wil doen. En op die oomblik het ek droog gemaak daar waar ek oor die Jordaan gegaan het. Ek het gedoen dinge wat verkeerd is in die oë van die Here.
Julle sal seker wonder hoe die Israelitiese weermag wat ek aangevoer het oor hierdie saak gedink het. Wel, hulle was opgewonde. Hulle het my hande geklap en gesê, Gideon, jy is 'n held. Dis jy wat ons gered het uit die mag van die Midianiete. Alle eer moet aan jou toe kom. Ons wil hê dat jy ons koning sal wees. Hoorie wat die Israeliete gedink het. Dis Gideon wat hulle gered het, nie God nie. God was nie ter sprake nie. En hoe het ek gereageer op hulle uitnodiging om hulle koning te word? Ek skaam my eintlik hoe ek opgetree het. Ek het vir hulle gesê, nee, ek wil nie julle koning wees nie, die Here is julle koning. Dis wat ek gesê het. Maar aan die ander kant het ek vir hulle gesê, bring julle oorbelle van goud wat julle by die Midianiete gebuit het. En toe het ek 'n beeld gemaak. En sonder dat ek het vir die Israeliete gesê het, het hulle die beeld begin aanbid. En soos ek dood. Dit is die nalatenskap wat ek gelewer het vir Israel. Israeliete het voortgegaan om Baal te aanbid. Dis my tragiese storie. Ek het begin vir julle vertel hoe ek minderwaardig was, hoe ek myself gesien het as nie oukei nie, hoe ek huiwerig was om die Here te gehoorsaam. Ek het vir julle vertel hoe ek anders begin dink het oor my lewe, toe die Here my bewys het, uit my gepraat, myself gesien as 'n soldaat vir die Here. Ek het myself gesien, ek is hier om 'n taak te verrig. En na die sukses in die oorwinning het ek weer nie oor myself gedink. Ek het myself gesien as Gideon die held, Gideon die oorwinnaar, en het ek weer teruggeval in dinge wat verkeerd is. En so het ek 'n verleier geword vir die volk Israel. Tragiese storie. Liewe lidmaat, hoe lyk jou lewensstorie? Wat praat jy voortdurend met jouself? Wat sê jy voortdurend vir jouself? Sonder dat ons besef, praat ons voortdurend met onsself. Dit is amper net soos, ek kry dit baie keer, dat lidmate vir my sê, weet jy Dominee, in die oggend sit ek die radio aan, ek luister nie na die radio nie, ek gaan aan met my werk, maar hy moet net in die agtergrond moet hy wees. Ek kan jou nie sê wat op die radio is nie, maar hy is op die agtergrond. So gaan dit in ons lewens. Ons praat voortdurend met onsself sonder dat ons besef wat ons eintlik vir onsself sê. En ongelukkig het dit 'n effek op ons lewens. Dit maak dat ons op 'n bepaalde manier oor onsself dink en oor die wêreld dink, en dat ons met 'n bepaalde lens na die wêreld kyk en na God kyk. Maar die wonderlike is dat ons lewensstorie kan verander. Ons kan op 'n nuwe manier na onsself kyk, na die wêreld kyk, na God kyk. Wat is nodig? Die heel eerste ding wat nodig is, raak bewus van wat jy voortdurend vir jouself sê. En hier het ons die Here se hulp nodig. Here, wys vir ons deur die Heilige Gees wat ons voortdurend vir onsself sê. Jy sal verbaas wees watter negatiewe dinge ons baie keer vir onsself sê. Raak bewus van die negatiewe dinge wat jy vir jouself sê. Tweede ding wat belangrik is, o Heilige Gees, wys vir my hoe ek oor myself moet dink. Wys vir my hoe ek oor die lewe moet dink. Wys vir my hoe ek oor God moet dink. En dan begin om dit wat die Heilige Gees vir jou leer toe te pas.
Begin oor jouself te dink soos God wil hê jy moet oor jouself dink. Begin oor die wêreld te dink soos God wil hê jy moet oor die wêreld dink. Begin oor God te dink soos hy wil hê ons moet oor hom dink. Die Here is volgende hier by ons en hy nooi ons uit om ons lewensstories te verander. Om nuwe mense te word, om op 'n nuwe manier 2025 in te gaan. Amen. 'n paar oomblikke van stilte.